Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 15 Mei vir verdere studie. Die eerste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Steps to Christ, bladsy 102. As ons meer aan Jesus en minder aan die eie ek gedink het, minder oor die self en meer oor Jesus gepraat het, sou ons veel meer van sy teenwoordigheid in ons lewens ervaar het. Die volgende aanhaling lees ons uit Steps to Christ, bladsy 9:6 en 9:7. As vrees en vertwyfeling ons raadgewers is, of ons al ons probleme probeer oplos voordat ons enige duidelikheid het, ja, voordat ons geloof aan die dag gelê het, sal die verwarring bloot toeneem en verskerp. Laat ons liewers tot die Here wend, hulpeloos en totaal afhanklik, soos ons in werklikheid is. Laat ons in nederige vertroue en geloof ons behoeftes bekend maak aan Hom, wie se kennis oneindig is, aan Hom wat alles in die skepping sien, en wat deur sy wil en woord oor alles regeer. Hy kan ons noodkrete hoor, ons smeekgebede verhoor. Hy sal lig in ons duisternis bring. Die volgende aanhaling lees ons uit Steps to Christ, bladsy 104. Op die vleuels van lof kan ons harte hemelwaarts gevoer word. Met sang en musiek word die Here in die hemelhowe vereer. Wanneer ons Hom met ons danksegging vereer, kom ons naby aan die wyse waarop die hemelwesens Hom aanbid. Laat ons met eerbiedige vreugde voor ons Skepper God verskyn met danksegging en die klank van liedere tot Hom gaan. Jesaja 51 vers 3. Steps to Christ, bladsy 104. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Watter idees in die bogenoemde aanhalings inspireer jou die meeste? Watter is vir jou die uitdagendste? Vraag nommer 2. Watter bykomende lesse kan ons uit ander Bybelkarakters se gebede leer? Ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde. Esra 10 vers 1 lees ons: En terwyl Esra bid, en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. 2 Konings 13 vers 4 lees: Maar Joas het die aangesig van die Here om genade gesmeek. Toe verhoor die Here hom, want hy het die verdrukking van Israel gesien, dat die koning van Aram hulle verdruk. Jona 4 vers 2 en 3 lees: Toe bid hy tot die Here en sê: Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierendheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Habakuk 3 vers 2 lees: Here, ek het die tyding aangaande U verneem. Ek het gevrees. Here, roep U werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren dink aan ontferming. U kan gerus op U eie tyd die volgende verse gaan lees. 2 Konings 19 vers 14 tot 19. Jeremia 32 vers 16 tot 25. Nehemia 1 vers 4 tot 11. 1 Konings 8 vers 22 tot 54, om maar net 'n paar enkeles te noem. Vraag nommer 3.
Watter rol speel die vas saam met gebed? Vraag nommer 4. Is daar enigiets in jou gebedslede wat jy na aanleiding van hierdie week se les wil verander of iets nuuts wat jy deel daarvan wil maak? Waarom wag jy? Doen dit sommer vandag nog. Ter opsomming. In die skrif kom ons 2 soorte Bybelfigure te. Die wat 'n lewendige en volgehoue gebedslewe gehad het en die wat dit nie gehad het nie. Naarmate mens Bybelstudie hieroor doen, sal jy altyd iemand raak lees by wie jy aanklank kan vind, ongeag die toestand waarin jou verhouding met God tans verkeer. Daardie Bybelstudie sal ook 'n magdom beloftes aan die lig bring. Beloftes wat mens op jou stilte tyd reis, bemoedig en lei. Geestelike groei of opwassing in Christus behoort ons doel te wees, om ons oë op hom gerig te hou, wat in elke opsig ons opperste voorbeeld is, die begin en die volëinder van ons geloof. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer hierdie week se studie te kan bestudeer. Dankie dat ons kon leer oor gebed en dankie, liewe Heer, dat U altyd luister, dat ons altyd met vrymoedigheid na U kan kom en dat ons harte voor U kan oopmaak. Help ons asseblief, liewe Heer, dat dit wat ons geleer het, ons dit nie net sal onthou nie, maar dat ons dit elke dag mag toepas en dat ons ander mag leer daaroor. Leer ons asseblief om in alle omstandighede na U te draai, al is dit in vreugde, al is dit in uitdagings. Seën ons asseblief in hierdie week wat voorlê, ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.